helemaal. Maar niemand soos hy. Ek het maar sterk. By elkeen van ons. Kom ons neem iets dat lekker. Aankondigings vir die week. Bid hier is toe, want het is nog 'n bietjie skoolvakansie. Jeug is toe, skoolvakansie. Vanaand is die diens om 4 uur. Asseblief geliefdes, kom op, kom hoor wat die Here vir jou sê. Dis nie lekker om dit te luister by die huis. Dit word wel baie uitgesaai. Geliefdes, wanneer jy nou werklik die Here moet deur jou werk, kom op na sy huis. Want dit kan miskien net daai dag wees dat jy werklik 'n ander dag nodig en jy sien. En wat verby is verby. Gister kan nie een van ons terugroep nie. Dis verby. So geliefdes, volgende Sondag, oggends om 9 uur, aanddiens om 4 uur, kom op, slag op, die aanddiens is slag op, so kom op. Dit is belangrik dat ons net weer besef wat Jesus vir ons weer gegaan het. En dit word gedoen by elkeen van ons. Hy het nie een uitgeskakel. Niks nie, geen nee, ek is nog 3 weke in Ontijd. Nee, dit is goeie vriende, maar wat hulle kan kom, ek is ook honger. Wil die geliefdes kom ons saam, maak die Here se naam groot. Kom ons saam met ons hart. Moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie. Want die God wat ons dien, is die God met wie ons kan bly. As jy uitleef, gaan jy inleef by hom. As jou lewe reg is. Liefdes, kom ons praat op ons open met gebed, en dan gaan ons die Here se naam groot maak. Vader, in Jesus naam wil vir u baie dankie sê, dat ons weer eens by mekaar kan wees. Here, seën ons saamsyn, seën ons musiekdepartement, Here, seën die prediker wat die woord gaan bring. Here, raak sy lippe aan met 'n vuurkoel van die altaar in Jesus naam. Here, as daar iemand is wat siek is, wil ek vra, laat die genesende krag deur haar en hom se liggaam vloei in Jesus naam. En ek dank U daarvoor, Here. Here, gaan ons so verder met ons deur hierdie diens, as my gebed in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Thank you.
die Here. Liefdes, ek wil verhoor as jy net soos jy al probeer en dank om die Jesus. Sê die Here vermoor, julle is dankom. Julle is meer as welkom, as jy my kinders genoem te word. Liefdes, ons is net gekom dat jy hier op die aarde. Dit mag vir jou rond voel, sê wat. En as jy jou oor toegemaak, en dit gaan nie oop nie, waar gaan jy nie? Is jy werkelijk reg? Jy kan vir my sê jy is reg, en jy is nie, maar jy werkelijk reg in die Vader. Gister is ook my baie interessante ding, en my sê vir my, die mense vrees vir wat om ons aangaan. Hulle vrees in die nacht, en hulle weet waar hulle word hulle dag aangekomen. Alles gaan op. Die levenskostes gaan op. Mense tel vrees op, oor alles wat aangaan om hulle in die lewe. God sê, vrees my. Laat ek jou nie in die verhaal. Maar ek hoop dat het so waar is, dat ons die hulp doen. Broers en susters, ek groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Ek wil vanmôre begin om vir julle te sê, soms die woord van die Here is so hard. Dan laat dit my terugdink, toe sy disciples vir hom vra, Here, maar die woord is so hard, wie kan dan gered word? Toe sê die Here vir Petrus, jy mag ook maar gaan. Maar dit is nie waaroor ek vanmôre met julle praat, die broers en susters. Waarom noem julle my Jesus? Maar julle doen nie wat ek sê nie. Het ek nie al 2000 jaar terug die prys betaal nie? Maar waarom spyker julle my nog elke dag vas? Jy weet, broers en susters, die woord van die Here, soos ek gesê het, is baie hard. En ongelukkig, soos jy hom kry, so moet jy hom uitgee. En dan wil ek ook by sê, as die woord jou seer maak, dan moet jy gaan ondersoek stel. Want ons is nie hier voor vanmôre of enige ander tyd om klippe te gooi. Want jy sien, broers en susters, die woord van die Here is soos 'n tweesnydende swaard. Want hy sny vir my en hy sny vir jou. Amen. Ek wil vanmôre vir u vra, net om die oor toe te maak, voor ons by die woord van die Here kom. Ons het dierbaar die Here Jesus, Hemelse Vader. Here, ons kom vanmôre met mekaar, Here, vir een doeling is om die naam groot te kan maak. Here, ek wil vanmôre vir u vra, die wat siek is vanmôre, Here. Here, staan by elkeen van hulle stil vanmôre. Here, dan wil
vlees opdra na U toe vanmôre, Here. Here, versterk my liggaam van hom vanmôre, Here. Here, en ons vra vir U, Here, afstand is by U niks. Here, vul hom met die genesende krag vanmôre. En ons sê dankie vir dit. Here, dan wil ek vanmôre vir U vra, Here, die wat nie hier kan wees, weens enige ander omstandighede, Here, staan by hulle ook stil vanmôre, Here. Here, die boodskap wat U vir my gebring het, vir my gegee het, Here. Here, dat ek dit net so sal uitgee. Dat ek niks sal bysit of sal wegvat nie, Here. En ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen. Broers en susters, is 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. Ek wil hê jy moet vir my gaan na Lukas 10 vanaf vers 25 tot 37. Ons gaan lees die opskrif, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om in die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, ja, jy het reg. Maar hy wil homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby. En net so het ook 'n Lewiet by die plek gekom en hom gesien en aan die ander kant verby gegaan. En 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gespoei. Hy het hom toe op die eie pakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem, en vir hom gesorg. En toe hy by die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy was die naaste van hom wat onder die rower verval het? En hy antwoord hom,
En hy antwoord, hy wat barmhartig aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Broers en susters, as ons gaan kyk na die gedeelte van die woord van die Here, dan kan ons sien, 'n sekere man was deur rowers aangeval. En vir die dood agtergelaat. 'n godsman kom langs sy pad af. Hy sien hom lê, maar hy doen niks. Gebeur dit nie dikwels in ons lewe vandag nie? Dat ons binne in ons kerk seer kry nie. Maar ek wil vir u vanmôre vra, hoekom en waarom doen ons dit? Want dit is nie getoepas op 'n kind van God nie. Ons is onderstel om mekaar in te hak, en mekaar op te jou, en mekaar se laste te kan dra, of om mekaar te kan bid, nie om mekaar seer te maak nie. Ek wil vanmôre vir u sê, indien jy dit doen, dan is dit toch ver van Jesus af. Want dit is nie gepas by 'n kind van God. As ek so kyk na die banke, dan vra ek vir myself die vraag af, Here, waarom hou 'n mens iets teen 'n ander een? Inteendeel, waarom druk jy jou broer of jou suster af? In plaas van om op te tel. Gaan in jou binnekamer en lê hy persoon by die voete van Jesus neer. En sê, Here, vergewe hom wat hy of sy of hy gedoen het. Here, ek spreek hom vry. Here, ek bless hom. Here, seën hom. Want hy weet nie wat hy doen. En verder in die woord van die Here sê, wie die een wat 'n godsman of 'n godsvrou tot op 'n val bring. Dis beter vir hom om meelsteen om sy nek te sit en om in die diepte van die see in te werp. Dit is nie ek wat ek sê nie, broers en susters. Dis die woord van die Here. U kan dit gaan naslaan. U weet, broers en susters, is so maklik om 'n kind van God te laat val. Maar jy besef nie, jy speel met vuur. En wanneer jy daai persoon tot 'n val gekom het, dan kom hy eie selfverheerliking, hy verhoog. Maar ek het niets vir jou. Jy moet by die voete van Jesus uitkom. Jy moet by die voete van Jesus uitkom. Dieselfde tyd. Want jy sien, broers en susters, daai selfde broer of suster wat jy tot 'n val laat kom het, gaan jy wat doen. En jy wat sê jy's 'n godsman of vrou, gaan agterbly. En glo my, jy wil dit hê. As ons gaan kyk, jy hoef nie aan toe te gaan nie. Johannes 8
vers 7 sê, maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, luister baie mooi broers en susters, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Amen. Jy sien broers en susters, dis maklik om vinger te wys na my broer en my susters, maar jy vergeet wat jy self is. Dis so maklik om die bal, die splint in jou broer se oog te sien, maar die bal in jou oog het jy nie uitgehaal. Ons moet op die punt kom waar ons mekaar kan inhaal en vir Jesus sê, Here, vergewe hulle. Here, ek dra hulle op na U toe. Here, ek seën hulle. Dan alleen kry jy jou blessings. Jy sien broers en susters, Openbaring 2 vers 5 sê vir ons so mooi, onthou van waar jy uitgeval het, keer terug, ek wag vir jou daar. Broers en susters, ons moet op my punt kom vanmôre, dat enige iets wat in ons liggaam nie is nie, as daar wraak is, as iemand jou te nagekom het, as iemand jou seer gemaak het, kom sit dit by die voete van Jesus. 'n Godsman het eendag vir my gesê, sit terug en kyk hoe God jou vyande vir jou verslaan. En weet jy wat, broers en susters, as jy dit gedoen het, dit maak nie saak hoe seer hy persoon jou gedoen het en jou gedoen het nie. As jy op die voete van Jesus gelê het, sê die Here, sit terug. Ek gaan nie werklik vir jou vat. Amen. Amen. Ek gaan maar ek moet wees. Ek wil vanmôre vir u vra, moenie dat jy tyd net raak vir ons sien. Laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Moenie wag na môre toe. Môre kan te laat wees. Laat ons die saak nou wegmaak. Daarom kan ek net vanmôre vir u vra, vergeet van wat wie aan jou gedoen het. Gee dit in die hande van die Here. Hy gaan jou beter vir jou. Want jy sien, broers en susters, dit help nie, jy gaan na 'n broer en 'n suster toe. Hulle gaan jou vra. Maar as jy gaan na Jesus toe, en Jesus alleen, sal hy vir jou die beter sê. Jy sien, broers en susters, dit gaan my niks baat om haar te koester of om te dra. Want die Here sê, is dit nie sy tempel? Baie keer vra die mense van my, ja, die kerk is die tempel van die Here.
Dis is 'n gebou van samekoms. Dis net 'n gebou van samekoms. Maar waar is die tempel van die Here? Is by u en ek in ons hart. Ek wil vanmôre vir u vra. God kan nie net vir jou tempel bly. Laat hy seer. Laat hy bitterheid. Daai haat, daai nyd. Dat die Here dit uitvat. En nooi jou in jou aan. En sê, Here, tot soveel. En nie verder. Broers en susters, ek gaan nie langer ophou nie. Mag die Here die paar woorde aan die seën. En ek wil vanmôre vir u vra. Die wat voel, hy is nog nie op die plek waar hy moet wees vanmôre. Kom gerus vorentoe dat daar vir u kan gebid raak. As jy voel, finansiëel as jy in moeilikheid kom dat daar vir u gebid raak. Moeders, maar dit nie lekker gaan met jou huis nie. Kom uit dat daar vir u gebid raak. Kom sit dit by die voete van Jesus. As jy siek is vanmôre, kom uit dat daar vir u gebid raak. En ek kan u verseker vanmôre, wanneer jy uitkom na die voortoe dat hy vir u gebid raak, gaan jy nie dieselfde mens staan soos jy ingestap het. Amen. Jesus wil 'n ontmoeting met jou hê vanmôre. Moenie na die kant verby jou gaan nie. Al was ons sonde so skarlatig, dit sal wit word soos sneeu. Jesus wil jou bless vanmôre. Enige iemand wat vry is, staan uit.
Party dan sê ek, Here, hierdie lockdowns is so deurmekaar. Ek vrees nie. Maar ek wil graag by U wees. Geniet ons dit waar ek wil wees, is die beste plek vir my. Niemand gaan my kan opkom. Dankie Here vir daardie dag. Geliefdes, kom ons saam op die Here se naam bid. Broers en susters, ek wil net hierdie stukkie vir julle sê vanmôre. Dit maak nie saak hoe groot en hoe sterk die storms in jou lewe is vanmôre nie. Dit maak nie saak wat die situasie hier is nie. Bly in jou bootjie sit. Want Jesus is die stuurman van jou bootjie. En dit maak nie saak wat die wind, die rukking, die wind opgooi nie. Hy sal jou altyd beskerm. Amen. Amen. Geliefdes, herinner ons laaste week in die Psalm. Gaan ons hier opneem opneem in Ines. Ek wil vanmôre sê, moenie dat ek gee en dwang het nie. Dit wat jy gee dit nie. Want die woord van die Here sê vir ons duidelik, daar 2 Korintiërs 9 sê vir ons duidelik, die wat van saam maai is van saam saai. Die wat volop maai, van volop. Geliefdes, kom, gee, sodat die Here jou ook kan sien. Kom ons saam. Nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees
rus en bly met ons van nou af.